Die een tema wat ek amper wil sê vir my uitgestaan het is hoe groot God is. En vandag se woord gaan ek vir julle bewys hoe groot is God eintlik. En as ek net kyk hoe hierdie gedeelte wat ons vandag gaan bespreek inpas by my eie lewe op hierdie oomblik en die lesse wat ek uit hierdie stuk uit geleer het wat ek so nodig gehad het myself, dan besef ek net weer eens ons kan eintlik nie kop hoe groot is die Here werklik nie. Nou, soos julle sal onthou, het ons nou al gekyk na Romeine 3 wat vir ons verklaar het wat regverdigmaking was. Romeine 4 het dit bewys uit die skrif uit en nou vandag in Romeine 5 gaan ons 'n bietjie kyk na die vrugte van hierdie regverdigmaking. Nou, wat vir my mooi is van hierdie hoofstuk is, dit bring nie net vir ons hoop nie, maar dit bring ook vir ons nog meer van die goeie nuus. En julle sal onthou dat die evangelie beteken die goeie nuus. Dis die goeie nuus wat ons gaan verkondig vir die wêreld wat dit so nodig het. Nou, van Romeine 5 tot Romeine 8, bring dit vir ons hoop as gevolg van die regverdigheid. Daai onverdienste regverdigheid wat vir ons almal gegee is en gegee word as ons die Here aanneem as ons saligmaker. Nou, ons gaan ook vandag so 'n bietjie kyk hoe het sonde in ons midde gekom. Hoe het dit gebeur dat ons in hierdie sondige wêreld ingebore is en hoe die mens so vervalle geword het. Maar weet julle, dan is dit vir my weer eens so mooi as ons vandag gaan sien, ons is geregverdig. En al gaan ons nog steeds in hierdie vervalle wêreld lewe, en ons gaan nog steeds foute maak, en ons gaan nog steeds sondig, het ons hoop. En ons hoop is in Christus. Julle weet, as jy in die wêreld vasgevang is, loop jy deur hierdie stryd waardeur jy gaan, en jy doen dit eintlik alleen, en daar's nie 'n hoop vir jou nie. Ons wat in Christus is, het 'n hoop. Ons pak niks aan met die wete dat ons alleen deur hierdie stryd hoef te gaan nie. En ons hoop is in Christus. Nou ons gaan vandag begin by Romeine 5, vir dies wat wil. Romeine 5 vers 1 tot 11. Die eerste gedeelte, en die opskrif is al reeds vir my so kosbaar. Waar dit vir ons sê, versoening met God en vrede deur geloof. Ons lewe in 'n tydperk wat vrede amper 'n woord is wat nie meer bestaan nie. Die wêreld val uit mekaar uit. Dis oorlog en gerugte van oorlog. Ek seker daarvan meeste van ons is bewus wat gaan heidaglik aan in die Midde-Ooste. Maar ek moet ook vir julle sê, ongelukkig het die woord van God vir ons gesê, hierdie dinge gaan gebeur. Ja, hierdie dinge moet gebeur. Hierdie dinge gaan uitspeel. So ons kan teen dit bid soveel as wat ons wil. God se woord gaan geskied. Maar Romeine 5 sê vir ons, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat in ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. En luister mooi na hierdie gedeelte, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Nou, die sentrale gedeelte van hierdie volgende 3-4 hoofstukke waardeur ons gaan kyk, gaan oor gelowiges in Christus wat geregverdig word in God se oë. Ek dink nie ons besef altyd wat hierdie tafel wat ons vandag gaan herdenk vir ons beteken het nie. Julle weet en dis 'n vaste hoop wat elkeen van ons het op toekomstige heerlikheid en ewige lewe. Bobby Baggins sê een keer in 'n preek wat hy sê, as julle ooit 'n gerug hoor dat ek gesterf het, moet dit nie glo nie, want ek lewe. Ons wat in Christus is, lewe. As hierdie menslike liggaam afgesterf het, lewe jy nog steeds. Julle, en weet julle wat so kosbare hoop is dit? Ongeag wat om jou gebeur, ongeag of die wêreld om jou uit mekaar uitval, het jy die hoop in die ewige lewe.
En dan sê dit vir ons, diegene wat deur geloof geregverdig is, het onwankelbare hoop, omdat hulle weet dat hulle op die oordeelsdag van God se toorn gered sal word, op grond van Christus, so plaasvervangende dood namens hulle. Julle weet, Paulus skryf hierdie gedeelte, en ek het dit so 'n paar preke terug gesê, as daai keuse voor my gelê het, was almal verdoem. Want die kans dat ek gaan sterf vir mense wat nie eers van my hou nie is 0. Mense wat my gaan uitkry, mense wat my gaan vervloek, mense wat my naam 'n vloekwoord gaan maak, mense wat nie my mond, my naam uit hulle mond uit kan hou en rolprente nie, vir hulle gaan ek ook sterf. As daai keuse myne was, het ons 'n probleem gehad. Maar in hoofstuk 5 van ons sien, hier is 'n bevestiging van die objektiewe regstatus van die Christen, en wat dit beteken is vir ons, dit is 'n regsstatus, jy is vrygekoop. Jy is geregverdig, nie deur wat jy gedoen het nie deur jou goeie werke nie. Jy is geregverdig deur Jesus Christus se kruisdood. Ons is nie meer onder vrees van die oordeel nie. Die wêreld besef nie eintlik, en was 'n haglike omstandighede as hulle vasgevang het. Hulle besef nie eintlik wat dit gaan wees om eendag voor 'n lewende God te moet gaan staan. Maar ons as Christen sê, ons het geen vrees vir dit. Want ons is vrygekoop en ons is geregverdig. Ons kan met vrymoedigheid eendag voor die Here God gaan staan. Ek dink nie ons kan altyd kop, hoe amazing is dit, dat ons eendag voor die Here kan staan sonder om te vrees vir wat van ons gaan wag en wat gaan kom. Nou God se volk, julle sê dit hierso vir ons, roem nie net in toekomstige heerlikheid nie, maar die een stukkie wat vir my hierso uitstaan, in huidige beproewinge en lydinge. Julle weet, en ongelukkig moet ons besef dat dit is deel van die lewe. Daar is predikante wat vir jou gaan leer, die dag wat jy tot die Here toe kom, is al jou probleme verby. Daai ou lieg vir jou. Want God se woord sê presies die teenoorgestelde. God se woord sê inteendeel vir jou, die dag wat jy my aanneem as jou redder en saligmaker, wees bewus. Jy gaan beproef word. Daar gaan moeilike tye soms oor jou pad kom, maar daai moeilike tye is nie verniet nie. Dis nie omdat God jou verlaat het nie, dis nie omdat God kwaad is vir jou nie, maar daai moeilike tye is die tye wat jou inteendeel nader aan God gaan bring. Dit is die tye wat jou eintlik op jou knieë moet bring. Julle weet, ons kyk partymal na hierdie tye en dan maak dit nie vir ons sin nie, en dan sê die Here se woord ook vir ons, maar dit hoef nie altyd vir jou sin te maak nie. Vertrou jy net op God. Want jy gaan nie deur hierdie stryd alleen nie, en ons gaan nou 'n bietjie verder na dit kyk, maar hoe mooi Paulus dit eintlik hier uitlê. Dit stig ons eintlik. As jy na die groter prentjie gaan kyk, is dit eintlik goed vir ons. Nou sê dit ook vir ons, dit is nie net Christus se liefde wat in sy dood getoon is nie, maar ons moet ook besef, dis God die Vader se liefde gewees wat in Christus se dood vir ons getoon is. Toe ons ook in 'n sondige natuur teen hom gelewe het en rebellie teenoor God sê, ek het jou nog steeds so lief. My seun gaan alles voel, hy gaan alles ervaar, hy gaan die elke pyn en lyding gaan, hy gaan elke woord hoor wat jy van hom sê, en nog steeds gaan hy dit doen. Sodat ons versoen kan word deur Jesus Christus se dood. En ek highlight hierso so een stukkie wat sê, hier sluit gered, nie net regverdiging in aan die begin van jou Christelike lewe nie, maar ook die voltooide heiligmaking, verheerliking en bevryding van die finale veroordeling en toekomstige belonings. Ons wat in Christus is, gaan ons belonings ontvang. Nou om hierdie stukkie vir my, en hoekom ek sê God is so groot, die tydsberekening van hoe ons by Romeine 5 vandag uitgekom het, en dit is 'n dag wat ons ook nagmaal hou, het ek nie beplan. So ek is so deur hierdie stukkie werk, en ek besef ons gaan vandag aan die tafel sit om te herdenk dit wat Jesus Christus gedoen het, en Romeine 5 gaan presies oor hierdie selfde gedeelte. Jy besef dit weer hoe groot is God. God se tydsrekening is perfek, en weet julle, ek staan nog steeds verstom. As ek dink die Here kan my nie meer verbaas nie, dan gaan weer daar iets aan besef ek, Here, U is soveel groter as wat hierdie menslike verstand vir my ooit gaan kom. En ek prys hom vandag vir dit. Dit is so lekker as ons die skrifte oopbreek en jy besef, God, U is so almagtig, U is so alomteenwoordig, U is so betrokke in ons lewens, al sien ons dit nie altyd raak nie. Julle weet, en ek het dit laasweek, het ons begin met dit, Jesus Christus kom aan daai kruis. Hy kyk na elke persoon wat hom haat. En sy eerste ding waarna hy dink is jy. Mag jy geregverdig staan voor God eendag, vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
Hoeveel van ons sal so reageer? As jy my te nakom, is my gedagtes gewoonlik presies die teenoorgestelde. Ek wil jou vervloek, ek wil jou seermaak, ek wil hê jy moet voel wat ek voel, en die Here Jesus Christus sê, nee God, vergewe hierdie mense. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Julle, dan moet ons probeer besef die grootheid van Jesus se kruisdood. Dit bring nie net vir ons 'n gevoel van vrede nie, maar dit verander ons menswees in sy geheel. Dit verander die mens wat ons is. Julle, ons binneste moet verander. Jy kan nie na Jesus se kruisdood kyk en nie 'n totale verandering in jou binneste aangaan nie. Jy kan nie na Jesus se kruisdood kyk en nie vir die Here vandag op jou knie gaan en sê, dankie dat ek nie eendag onder u toren hoef te staan nie. Here, ek is vrygekoop nie deur wat ek gedoen het nie, maar deur wat u vir my gedoen het. Here, weet jy hoe kosbaar is dat ons nie meer onder veroordeling hoef te staan nie. Ons hoef nie te vrees die dag, soos die woord van God sê, dit is dan maar regtig sleg as jy in die hande van die lewende God moet val. En die Here sê vir jou, moet jy nie stres nie. Jy is geregverdig deur my seun se kruisdood. Here, dit is eintlik merkwaardig. As die Here vir jou sê, dit gaan nie oor jou prestasie nie, dit gaan nie oor wat jy gedoen het nie, dit gaan oor die posisie wat jy in Jesus Christus ontvang. Die dag wat jy hom aanneem as jou skepper en saligmaker. Besef julle die merkwaardigheid daarvan dat jy hoef niks te doen buite om te glo en te vertrou in die Here Jesus Christus. Die Here kon dit nie vir ons eenvoudiger as dit gemaak het nie. Julle, en dan moet ons op die stukkie kom wat baie mense nie van hou nie, maar om deur 'n stryd te werk. Hier is dalk mense hier wat vandag deur 'n stryd gaan. En ek gaan vir julle eerlik wees, ek hoor dit gereeld en ek verstaan. Ek verstaan ook beter as wat julle dink. Maar hier wys Paulus vir ons dat as jy deur 'n stryd gaan, gebeur dit nie verniet nie. Geen stryd waardeur ons gaan verbaas vir God nie. Die Here het geweet jy gaan daardeur. Die Here het geweet wat wag vir ons. En weet julle, dan sê Paulus eintlik vir ons, God is nog steeds aan die werk. Ons hoef nie altyd die rede te weet hoekom ons deur hierdie stryd werk nie, Here, maar weet vir die Here is daar rede. Die Here sê inteendeel vir ons hierso, die verdrukking bewerk lydsaamheid, beproefdheid en beproefdheid, die hoop. So God sê eintlik vir ons, as jy deur hierdie verdrukking gaan, as jy deur hierdie stryd gaan, moet dit eintlik vir jou hoop bring van wie God werklik vir ons is. As jy in die middel van daai stryd sit, is dit nogal moeilik. Dit is nogal moeilik om te begryp dat die Here is nog steeds besig om in jou lewe te werk as jy in 'n posisie sit waar jy alleen voel. As jy in 'n posisie voel jy weet nie hoe jy deurgekom nie, is dit moeilik. Dit is moeilik om te dink, Here, hoe laat het U dit toe? Maar weet julle, dan dink ek weer eens, daai einste waar die wag en preek eendag en hy sê, ons wil so graag hê God moet by ons wil inpas. God moet doen wat ons wil hê hy moet doen. En dan sê hy, maar besef jy, die feit dat die Here jou gedagtes ken wat jy net vanoggend gedink het, en hy het jou nie tot die dood te veroordeel nie, is klaar sy liefde en genade genoeg. Die feit dat die Here weet wat ons dink, as ons agter geslote deure sit. Daai genade dat ons nog hier is om 'n asemteug te vat is genoeg. En dan gaan ons deur hierdie verdrukking, want ons weet dit is deel van die lewe. Dit gaan partymal moeilik raak, maar ons hou vas aan die hoop. En die hoop is die Here Jesus Christus. Julle gaan maar nie glo nie, maar ek is besig om hierdie stuk deur te werk en ek en my gesinnetjie moes net hierdie naweek deur 'n stryd gewerk het. Hartseer gehad. Ons het gehuil hierdie naweek. Dit was 'n rowwe naweek. En ek sit gister en ek sê, Here, maar ek wil vir U dankie sê. Want ons gaan nie deur hierdie stryd alleen nie. Ons het hoop. Die wêreld het nie hierdie hoop wat ons het nie. Weet julle hoe kosbaar is dit? Nou weet julle, dit sê ook vir ons hierso dat dis nie 'n leë optimisme nie. Maar dit is 'n sekerheid wat gegrond is in God se voltooide werk. Dis nie dat ons dinge sê wat ons nie glo nie, Here, ons glo want die Here is in beheer. Weet julle, ek sê gereeld vir my kinders, as iets te maklik is, dan se 10-1 nie dit werk nie. As dit maklik was om 'n kind van die Here te wees, het almal dit gedoen. Maar die woord van God sê vir ons inteendeel, gaan doen jou kosteberekening, gaan werk uit. Maar dit gaan moeilik wees. Dis die nou pad wat jy gaan loop. Dis die onpopulêre pad. Dis die pad wat die mense nie van jou gaan hou nie. Dis dalk ook die pad waar jy familie en vriende gaan verloor. Gaan doen jou kosteberekening. Maar Here, dit sal dit werd wees. Weet julle, dit is my so kosbaar as ek besef dat ons gaan soms deur hierdie stryd gaan en die Here sê eintlik vir jou, hierdie stryd kan jou nader aan my bring.
Al wat ons moet doen is, ons moet op ons knieë gaan. Weet julle, ons ontvang God se liefde en dan stort hy daai liefde deur sy Heilige Gees in ons uit. Maak seker jy het daai liefde. Maak seker jy daai goddelike liefde in jou hart wat jy deur die Heilige Gees ontvang het, want jy is vandag, as jy die Here Jesus Christus aangeneem het, regverdig verklaar voor God. Daai kosbare bloed is vir almal uitgegiet. Ons kies of ons dit gaan aanvaar. Julle weet, Jesus Christus betaal daai prys namens ons. Terwyl ons volgens die skrif, hoor hierso mooi, swak, goddeloos en vyhandige sondaars teenoor God was, betaal Jesus Christus vir ons daai kruisdood. Hy betaal die prys namens ons. Kolossense 1 vers 21 sê vir ons: Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyhandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. Dis ons. In die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Laat hierdie woorde by julle resoneer vandag. Sonder gebrek, heilig, onberispelik, wat eintlik vir jou sê, die Here het niks om teen jou te hou nie. Want daai vuil en daai sleg het sy seun op hom geneem. As julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, die goeie nuus, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Julle, dis die evangelie wat ons na die Here toe bring. En hy sê vir jou, hou vas aan dit, onberispelik, skoon gewas, is daar 'n groter liefde as dit. Nou, dan kom ons op die volgende gedeelte hierso en ek wil nou vir julle sê hoe hy dit vir ons bymekaar bring in Romeine 5 vers 12. Want soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Ek het dit al so baie gesê, niemand word bekeerd gebore nie, ek gee nie om wie hy is nie. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses en ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Julle sal baie keer hoor, hulle verwys soms aan die eerste Adam, aan Jesus as die tweede Adam. Want dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as daar deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers, het deur die een veel meer, sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers soos die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so ook sal deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus ons Here. Julle een man veroorsaak dat sonde in hierdie wêreld inkom en ons almal word verdoem. Ons almal word in rebellie teenoor God gebore. Julle, ek kan partymal 'n kleintjie doodsterf as ek hoor hoe mense hulle self op hierdie troontjies plaas, dat ek so foutloos is. Ek maak nie foute nie, want ek is 'n goeie mens, en dan Paulus het net vir ons gewys, daar is nie 'n ding soos 'n goeie mens nie. Ons almal skiet tekort, ons almal is in sonde gebore, en julle gaan my nie glo nie, maar almal wat hier sit, het vanoggend 10:01 iets al gedoen wat jy nie moes gedoen het nie, iets al gedink wat jy nie moes gedink het nie, iets gesê wat jy nie moes gesê het nie. En dan sê die Here vir ons, weet julle wat, hierdie een Adam, bring hierdie vuil in die wêreld in uit ongehoorsaamheid. Maar dan stuur hy vir ons een,
om dit alles weer reg te stel. Nou ek het hierso so 'n stukkie wat ek graag vir ons wil lees. Adam het sonde en dood in die wêreld gebring, maar die wat in Christus glo is vol hoop, want Christus het die gevolge van Adam se sonde omgekeer en sy eie lewe en geregtigheid gegee om hulle ewige heerlikheid te verseker. Die perfekte lam, die een wat niks verkeerd gedoen het nie, sê ek gaan alles op my vat, sodat ons hierdie wat al vir mensdom lang verkeerd geloop het kan regstel. Maar dan gaan die keuse by ons lê. Julle weet, Christus se gehoorsaamheid hierso wys vir ons dat ons redding ontvang het, maar dit wys ook vir ons hoe Paulus hierdie stuk geskryf het, dat Adam was 'n werklikheid. Moet nooit dat mense vir julle probeer leer, dit was metafories gesproke gewees nie. Daai was 'n werklikheid. Hy het bestaan. Wat hulle gedoen het, het bestaan. En dit is ook wat dit vir my so belangrik maak, dat ons as mans en hoof is van ons huis, want julle weet hoe hierdie sonde ingekom het, al het Eva eerste gehoor gegee. Adam het die blaam gedra vir dit. Jy gaan eendag as priester voor God staan vir jou huis ook, elke man wat hier sit vandag. Gaan jy geregtig voor God staan dat jy jou werk gedoen het as priester en hoof van jou huis? As priester en hoof van jou kinders? Bitterlik belangrik. Nou die sonde kom in deur een mens. En weet julle, dan is daar een mens wat die sonde oorwin. Nie ons nie, niks wat ons hoef te doen nie, niks werke wat ons hoef te doen nie. Die Here sê, ek gaan daai sonde van julle af wegneem. Ek gaan daai pyniging vat vir jou. Weet julle, die dood het eerstens begin, nie net deur die fisiese dood nie, want dit het ook éventueel gekom. Maar dit was 'n geestelike dood. Daar was 'n skeiding tussen ons en God. Weet julle hoe ernstig is dit? Weet julle, dan hoor ons ook mense wat nou genesins probeer uittrek, want die vyand sê vir Eva, God sê inteendeel, as julle van hierdie vrug eet, gaan julle sterf, en dan sê die wêreld vir jou, maar daai vrug eet en nie gesterf nie. Nou vra ek jou vandag, lewe Adam en Eva nog? Nee, hulle het éventueel gesterf. Die skrif het nie vir hulle gesê, sodra jy hap vat, gaan jy sterf nie. Maar ons menslike liggame het begin oud word. Daar was 'n geestelike skeiding tussen ons en God. Julle, daar's niks, ek dink, erger in die wêreld as jy geestelik geskei word van God. As jy nie direkte toegang tot God het nie, kan jy dink hoe moeilik is dit. Kan jy dink hoe leeg is jou lewe? Nou Adam se een oortreding het veroordeling vir ons almal gebring. Net soos wat Jesus se kruisdood geregtigheid moontlik gemaak het vir almal wat in hom glo. Nie vir die wêreld nie, vir almal wat in hom glo. Julle moet dit besef. Ek weet ons het partymal hierdie verwronge idee dat net voor jy jou laaste asem uitblaas, gaan jy gou-gou regmaak. Nie almal word daai geleentheid gegee nie. Julle weet die beste tyd om tot bekering te kom, sê hulle, is net voor jy doodgaan. Ongelukkig weet niemand net voordat hy doodgaan nie, so maak seker jou saak is in any case reg. Ons het hierdie idee, ons kan in die wêreld lewe soos wat ons wil lewe, want God se genade is so groot. Ek gaan eendag my saak bou en bepleit, hy sê vir jou nee. Dis nie hoe dit werk nie. God speel nie daai speletjies nie. Terwyl jy die geleentheid het om te hoor, laat jy hoor. Maar besef vandag, as jy nie gaan uitreik en God se genade vat nie, en nie gaan glo in die Here Jesus Christus nie, gaan jy sterf onder jou sondige natuur, wat Adam vir ons in hierdie wêreld ingebring het. As jy eendag voor God staan, is daar nie tweede kans in die Here. Daar sekere gelowe wat vir jou sê, jy gaan eendag voor God staan en jy gaan jou saak kan pleit, en dan gaan hy bepaal. Hy sê vir jou nee. Terwyl jy hier is vandag, hoor my woord, hoor my waarheid. Gee gehoor aan dit. Want as jy eendag voor my staan, is dit te laat. Julle weet, hulle sê dan ook vir ons, die wet het gekom om die oortreding te vermeerder, nie om die sonde te skep nie. En Paulus het dit al vir ons verduidelik. Ons gaan dit later in Romeine weer kyk, waar Paulus sê die wet het hom attent gemaak op hoe kort hy skiet. Want ewe skielik toe wys die wet vir hom, hy mag nie begeer nie. Hy mag nie ander gode hê nie. Ons gaan 'n bietjie later in Romeine daarna kyk, hoeveel gooitjies en afgode bring ons in ons lewens in onbewustelik partymal. Ek het net hierdie naweek 'n gesprek gehad dat ons sal partymal die fokus van die Here Jesus se evangelie afhaal en afgode in Christendom vir onsself maak. Dit is so belangrik dat ons na dit kyk, want Paulus sê vir ons, hierdie wet gaan vir ons attent maak. Waar moet ons fokus wees? En julle, ons fokus is op die evangelie en die Here Jesus Christus. Nou ons probleem as 'n mensdom gaan baie dieper as net verkeerde keuses.
Ons probleem lê daarin of ons nog onder Adam is, en dit sal wees onder die oordeel, en of ons in Christus is onder sy genade. Dis vir my partymal een van die hartseerste realiteite as ek besef, nie almal wat voor my sit op 'n Sondag is op hierdie stadium onder die Here Jesus Christus se genade. Daar's mense wat soms voor my sit op 'n Sondag wat nog onder Adam is. Dis vir my moeilik. Dis vir my moeilik om te begryp dat ons soms in kerke sit, die evangelie hoor, die waarheid hoor en nog steeds nie gehoor gee aan dit. En dan dink ek weer eens, ek sê dit op elke begrafnis, jy is verdoem. Jy gaan nie voor God kan staan en sê ek het nie geweet nie, want jy het dit gehoor vandag. Julle, dit maak nie saak hoe oulik ons is nie. Dit maak nie saak hoe oulik jy dink jy is nie. Dit maak nie saak of jy die regte blokkies aftrek elke week nie. Dit maak nie saak of jy dink jy is geregtig nie. As jy nog onder Adam is in sonde en rebellie teenoor God, dan is die genade nog steeds beskikbaar vir jou, maar jy moet besef, jy is nie gered nie. Dis dit. Daar's nie 'n middelweg hierson nie. Jesus se regverdigmaking is beskikbaar vir ons almal, maar as jy nie daai stap gaan vat nie, dit kom nie outomaties nie. Net omdat jy in 'n kerk sit, sê die Here nie vir jou ek gee dit vir jou want jy was in die kerk nie. Net omdat jy dinge vir die kerk doen, sê die Here nie vir jou ek gee dit vir jou want jy doen goed vir die kerk nie. Die Here sê vir jou dis 'n persoonlike verhouding met 'n lewende God. Julle weet, ons staan as kind van God onder 'n nuwe hoop en ons kry 'n nuwe status. En die grootste van dit, die belangrikste van dit is, ons word regverdig verklaar. Begryp vandag hoe kosbaar is dit om regverdig verklaar te word voor God oor een keuse wat jy hoef te gemaak het, maar jy moet daai keuse maak. Ons sal baie keer aanneem, omdat ek in 'n Christenhuis groot geword het, is dit outomaties vir my beskore. My ma het die Here gedien, ek het dit. Dis nie wat die Here vir ons sê nie. Dis 'n keuse wat jy op 'n dag gaan moet maak. Dis 'n besluit wat jy gaan moet neem. Dis die dag wat jy jouself verontmoedig op jou knieë voor die lewende God en jy sê, Here, nie ek nie, maar dis U van nou af. Dis 'n dag wat jy hartsverandering ondergaan. Dis 'n dag wat jy die Heilige Gees ontvang en jou hele menswees verander op daai dag. Jy moet 'n dag en datum hê wat jy kan sê, dit is die dag wat ek uitgereik het tot God toe. Dit is die dag wat ek tot bekering gekom het. Ek het 'n dag en ek het 'n datum. 9 Oktober 2016 was my dag. As jy nie 'n dag het nie, maak seker jy het daai stap gevat. Dit kom nie outomaties nie. Dis 'n besluit wat jy gaan moet neem. Die Here gaan nie daai besluit vir jou neem nie. Die Here Jesus Christus sê vir jou, daar gaan mense voor hom staan eendag en sê, maar in U naam het ek. Dan gaan hy sê, gaan weg van my af. Jy het my nooit geken nie. Jy het my nooit gedien nie. Jy het gedink jy doen. Maak vandag seker jy het daai dag en datum. Maak vandag seker jy het daai besluit geneem. Weet jy, ons gaan later in Romeine weer kyk waar hierso vir ons skryf, soos wat die sonde meer geword het, en die genade ook meer geword. Besef dit vandag. Maar dan sê hulle vir moet ons dan nou meer sondig om meer genade te ontvang, en sê Paulus vir hom die teenstelling. Nee. As jy die Here ontvang het, wil jy wegkom van jou sonde af. Jy wil nie meer sondig om meer genade te kry nie. Jy moet sonde begin haat, want God haat sonde. Hoeveel van ons haat die goed wat ons doen? Hoeveel van ons wat in vyandskap lewe, haat die feit dat ons in vyandskap lewe? Hoeveel van ons wat skinder, haat die feit dat ons skinder? Hoeveel van ons wat mense vervloek, haat die feit dat ons dit vervloek, want God haat dit? Haat jy die goed wat God haat? Haat jy die sonde? Want die Here sê vir ons, jy moet jou goed haat. Jy moet sonde uit jou lewe uit wil kry. Jy moet hierdie absolute begeerte kry dat ek wil nie sondig nie. Here, ek wil nie meer sondig vir meer genade nie. Die genade is vir my genoeg dat ek wil wegkom van dit af. Ek wil skoon gewas word, ek wil dit af lê. Ek wil vergewe, ek wil vryspreek. Ek wil ophou soos die wêreld lyk en ryk. Dit is wat 'n kind van God soek. 'n Vernuwe mens. Maar ons hou soms so vas aan hierdie wêreldse kwaad wat ons het, hierdie haat wat ons het, want die Here se genade moet groter word. Lê jou sonde af voor God. Word 'n nuwe mens. Dan kom jy in die aand op jou knie en jy sê, Here, ek is jammer, ek skiet tekort, want elke dag skiet jy tekort. Nie een van ons kan een aand op jou knie gaan en sê, Here, vandag het ek niks verkeerd gedoen nie. Elke aand sê jy vir die Here, ek is so jammer. Ek haat die feit dat ek hierdie goeders doen. Ek haat die feit dat ek nog hierdie gedagtes koester. Ek haat die feit dat ek nie van hierdie goed kan wegkom nie. Here, help my. Reinig my, was my skoon. Ek
Ek wil skoon 'n nuwe skepsel voor U staan. Want Here, ek haat die goed wat U haat. En as daar een ding is wat God haat, is dit die sonde. Daai sondetjies waarvan ons so hou, daai sondetjies wat ons doen waar niemand dit sien nie. God haat daai sonde. Dis tyd dat ons dit begin haat. Daai goedjies wat ons kyk, daai goedjies waarin ons onsself verlustig, God haat dit. Daai kinderstories wat ons so graag oordra, God haat dit. Dis tyd dat ons dit begin haat. Jy kan nie jouself 'n kind van God noem en jy haat nie die goed wat God haat nie. Dis tyd, want die wêreld kyk vir ons. As ons saam skinder, as ons saam sleg praat, klink ons nes die wêreld. Ons moet uitstaan. Ons sal gehaat word omdat ons dies is wat sê nee. Ek wil nie daai stories hoor nie. Ek wil nie hierdie wrokke ronddra nie. Ek het gister vir my vrou gesê, ek moet gereeld bid en sê, Here, maak my hart sag. Ek wil nie in vyandskap teenoor mense lewe nie. Mense maak my seer. Mense kom my te na. Julle wil nie weet nie. Ek moet eintlik eendag vir julle die stories vertel wat ek net hier soms hoor. Dan sê ek, Here, ek wil dit nie teen hierdie mense hou nie. Versag my hart. En weet julle wat snaaks? Dan kry ek 'n versagtende hart teenoor mense hier wat my haat. Wat my beskinder, wat my bespreek. Maar weet julle hoekom? Want ek wil nie rondloop met hierdie wrokke nie. Want dis nie wat die Here van my verwag nie. Die Here sê, wees lief vir jou vyande. Bid vir jou vyande. My vrou sal dit vir julle getuig. Ek bid 'n seëning vir my vyande. 'n Seëning dat die Here vir hulle sal deure oopmaak. Dat die Here hulle paaie gelyk sal maak. Maar die grootste seëning waarvoor ek bid is dat die Here hulle harte sal verander. Dat hulle in 'n verhouding met 'n lewende God sal kom en daai selfde vryheid kan beleef. Dis die grootste seën wat jy kan ontvang. Dis nie uit my uit nie, glo my. As dit vir my al was, het ek met die wrokke rondgeloop en met die haat rondgeloop en die Here Jesus Christus sê vir my kind van God, dis nie my werk nie. En ek sê, Here, ek gee dit vir U. En weet jy wat snaaks? Môre word ek wakker en ek nie 'n lekker dag nie, dan wil ek weer daai wrokke terugvat. Dan klaar die Heilige Gees my so aan dat ek sê, Here, ek is jammer, ek het hierdie weer teruggevat, ek gee dit terug vir U. Werk in my. Want ek is 'n sondige mens. Ek maak nog steeds foute. Maar weet jy, dit is 'n verhouding wat ek met 'n lewende God het. Dis 'n strewe na heiligmaking. Dis 'n absolute voorreg om hierdie goeders vir die Here te kan gee en te sê, Here, werk in my. Maar dan moet jy weet, soos die pottebakker met die klei, gaan dit nie altyd maklik wees nie. Jy gaan partymal 'n bietjie stampe en stote moet vat in die proses, maar dit gaan werk wees. Julle, ek gaan gou vir julle een ding hierso sê en ek sal dit sommer vir julle so wys. Ek het dit hier in blou. As ons sondes ons nie meer pla nie en die Heilige Gees ons nie meer aankla nie, dan het jy 'n probleem. As jy in jou sondes kan lewe en jy dink jy sondig nie meer nie en jy voel nie skuldig oor die goed wat jy doen en dink en sê nie, het jy 'n probleem. Die Heilige Gees word vir ons gegee. Jesus Christus sê vir ons, ek stuur vir julle anders soos ek. Die Griekse woord wat ek al gesê, paraclete, dis 'n advokaat. Hy gaan jou soms verdedig, hy gaan jou soms aankla. As die Heilige Gees jou nie meer aankla omdat jy tekort skiet nie, vra vir die Here hoekom. Want die vyand gaan jou nie aankla nie, maar dan jy in sy span. Dis belangrik dat ons moet begin besef, ons skiet tekort. En weet jy wat is vir my so fantasties? Ons kan vandag aan hierdie tafel kom sit. Ons kan vandag aan hierdie tafel kom sit met vrede in ons harte. En dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan kom. Ons kan met vrymoedigheid hier kom sit en sê, Here, U het ons regverdig verklaar. Die kruisdood het ons skoon gewas. Weet julle, soos Paulus dit vir ons sê, nouliks sal hy sterf vir iemand wat goed was. Definitief nie vir iemand wat sleg was nie. Die Here Jesus Christus sterf vir ons wat sleg was. Nie een van ons was goed nie. Nie eers een nie. Laat dit vandag by julle insink en resoneer. Ek pleit vandag by Here dat ons kan agterkom hoe kosbaar was hierdie kruisdood gewees. Weet julle, en vir elke persoon wat dalk deur 'n stryd werk vandag, elke persoon wat dalk op 'n plek sit waar jy nie wil sit nie, moet nooit dat die onsekerheid jou vernietig nie. Moet nooit in God begin betwyfel nie en moet nooit in God se goedheid betwyfel nie. Julle weet, dit is dalk net 'n beproewing wat jou sterker gaan maak. Dis dalk die ideale geleentheid om op jou knieë te gaan en te sê, Here, meer van U en minder van my, al is dit soms moeilik. Here, al moet ek meer van myself neerlê op 'n harde manier, want ek is ongehoorsaam, sal ek dit doen. Want hierdie beproewinge bring vir ons hoop. Nou om hierdie ding vir ons mooi bymekaar te bring, as ons Christus, ons God en Saligmaker maak, hoor hoe mooi is hierdie, dan is ons amptelik
Van vyand na kind. Van skuldig na vrede. Van die dood na die lewe. Van Adam na Jesus Christus. En nou wil ek gou vir julle een ding hierso sit en voor ons aan hierdie tafel, kosbare tafel gaan sit. Om net kerk by te woon, bewerk nie jou saligheid nie. Ek het dit al soveel keer gesê, julle, ek kan elke naweek op Ellis Park gaan sit. Dit maak my nie 'n springbok nie. Dit maak my 'n toeskouer. As jy elke week in en uit in hierdie kerk kom sit en jy het nog nie 'n hartsverandering ondergaan nie, jy het nog nie 'n lewe vir die Here gegee nie, jy het nog nie oorgegee van om onder Adam uit te kom onder die Here Jesus Christus in nie, is jy net 'n toeskouer. Dit bewerk nie jou redding nie. My hoop is, en weet julle, ek bid dit vanoggend, ek stap so uit hierdie om die kerk en ek bid en ek sê, Here, mag hierdie woord op goeie grond val. Paulus skryf dit ook eintlik so mooi. Hy sê, een plant, die een Apollos plant, Paulus maak nat, maar God laat dit groei. Mag hierdie woord in ons groei vandag. Ook weet ons dat as ons net moreel goed optree, beteken dit nie 'n hartsverandering nie. Ek sien dit ongelukkig so baie, dat ons gee so goed voor, dat ons tot bekering gekom het. Ek is so goed om julle te flous, want ek sit die smile op. Ek is so ordentlik en ek is so moreel. Maar wat hier binne aangaan, sien julle nie. God sien nie. Om net 'n hoër morele vlak te bereik, beteken vir jou niks. Weet julle, ek onthou op skool, er was al 'n kind, what would Jesus do baantjie? Dan sê sy met hierdie hand, rook en drink ek nie. En dis my what would Jesus do baantjie, maar met hierdie hand. En dis presies wat ons doen. Hierso het ek hierdie morele standaarde, kind van God, maar daar sien julle my nie. Julle, jy gaan kort skiet, besef dit, maar net om jou morele standaarde te lig, beteken nie, jy het 'n verhouding met God nie. Die laaste ding wat ek hier uitgesonder het, is 'n emosionele ervaring, dui ook nie op redding nie. Weet julle hoe baie kerke dring in op mense se emosies om vir hulle die beeld te skep, dat hulle 'n ervaring gehad het, maar 'n ervaring sonder 'n hartsverandering was net 'n ervaring. Dis net soos 'n konsert wat jy gaan bywoon. Ek het net gister vir iemand gesê, hipnotiseers bestudeer partymal kerke om uit te vind hoe kan hulle mense meer toeganklik kry vir hulle hipnose. Dis maklik. Ek kan vir julle almal 'n emosionele ervaring skep elke Sondag. Die dag wat ek dit nie doen nie, wil jy nie terugkom nie, want ek word nie op hierdie hoogtepunt geplaas nie. Die pastoor het my nou nie op 'n emosionele vlak gekry nie. Julle, as die woord van God jou nie emosioneel gaan maak nie, vra die Here hoekom nie. As jy soms hierdie skrifte oopbreek en jy raak nie emosioneel as jy besef hoe kort skiet jy nie, vra die Here hoekom. Hierdie skrifte is wat jou emosioneel moet maak. As jy besef hoe nodig het jy Jesus se kosbare kruisdood gehad. Nie die ervaring nie die rookmasjiene nie die beligting nie die musiek nie. Die evangelie. Dis vir my so kosbaar as ek dink die disippels gaan uit en die Here Jesus Christus sê vir hulle gaan verkondig die evangelie. Hy sê nie vir hulle gaan gee vir hulle ervaring nie. Hy sê nie vir hulle gaan bou hulle emosioneel op nie. Hy sê vir hulle gaan gee vir hulle die waarheid, die goeie nuus. Maar die goeie nuus gaan partymal hard wees om te hoor. Die goeie nuus gaan partymal vir jou sê jy kan vrykom van hierdie, maar jy gaan 'n paar dinge moet prysgee in die proses. Dis wat ons red. Nie ervarings nie. Maar dan moet julle besef, hierdie verhouding is 'n keuse wat gemaak moet word. Ons word geregverdig deur ons geloof, bekering en dan vertroue op Jesus Christus alleenlik. Niks gimmicks nie, niks foefies nie, niks snaaksighere nie. Die evangelie en 'n verhouding met 'n lewende God. Ek gaan vir julle los met een ding vandag. Die besluit wat elkeen hier moet neem vandag. Is jy onder Adam of is jy onder Jesus Christus? Die keuse lê by julle. Sluit asseblief my oor. Liewe Here, hierdie Romeine 5 het vir my persoonlik gesny. En Here, hierdie woorde het my diep gesny toe ek hierdie voorbereiding doen en ek besef die grootheid en die goedheid van God. Here, toe ek besef hoe broodnodig ons U het en hoe broodnodig ons hierdie kruisdood gehad het. Here, maar ek wil vir U dankie sê dat dit beskikbaar is vir elke persoon wat hierdie woord hoor. Here, dat U reddende krag beskikbaar is vir elke persoon wat vandag kan uitreik en sê, God, U is my Here.
Was my skoon. Ek wil 'n gedaanteverwisseling ondergaan. Ek wil 'n nuwe mens word. Want hierdie kruisdood was 'n duur prys om te betaal. Dit was 'n kosbare prys om te betaal, Here, en ek dank U vandag dat ons nie onder Adam hoef te staan nie, maar dat ons onder die Here Jesus Christus kan staan, dat ons geestelike verhouding met U herstel is. Ons kan direk uitreik na 'n lewende God toe, en ek dink nie ons besef hoe kosbaar dit is in die Here, en ek sê vir U dankie vir dit. Here, ek sê vir U dankie vir die seën wat vandag namens ons intree by U. Here, maar ek kan nie vir U genoeg dankie sê vir hierdie kruisdood nie. Here, want as hierdie keuse by enige mens gelaat was ons almal verdoem. Maar U seun vat daai pyn, hy vat daai lyding, hy vat daai seer, hy vat daai bespotting. Hy vat al ons vuil op hom, sodat ons geregverdig voor U kan staan. Skoon gewas, nuwe mense. Here, as ons vandag vir een ding moet dankbaar wees, dink ek is dit die ding waarvoor ons moet dankbaar wees. Here, ek vra asseblief dat U in ons harte sal werk, dat U in ons lewens sal werk, dat ons vernuwe hier sal uitstap en 'n impak sal gaan maak in die wêreld daar buite. Dat ons mense sal gaan bereik met die evangelie, liewe Here, en hierdie evangelie wat soms gaan sny, soms gaan seermaak en soms nie lekker gaan wees om te hoor nie. Here, maar die prys wat ons gaan betaal in hierdie wêreld is niks dat 'n ewigheid saam met U, verlossing by U en 'n ewige lewe saam met ons Skepper. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy by elkeen van julle. My gebed in Jesus naam, amen en amen. Ek gaan vir ons oorgaan na die nagmaaltafel toe, so julle sal weet, ek sal nooit vir iemand sê, jy kom sit nie aan hierdie tafel, buiten as jy nie die Here dien. Hierdie tafel is vir kinders van God. Hierdie tafel is nie vir die wêreld nie. Hierdie tafel beteken vir ons baie meer as net ietsie wat ons drink en 'n broodjie wat ons eet. Hierdie tafel is wat Jesus Christus vir elke kind van hom gedoen het. So ek wil vir julle aanmoedig, kom sit aan hierdie tafel. As jy dalk jou saak moet regmaak met God, maak hom reg. Dan kan jy kom sit. Die Here sê nie vir jou, maak jou saak reg en vat 5 weke nie, of wag tot die volgende nagmaal, hy sê maak jou saak reg. Want daar's soveel teksverse wat ons so verkeerd aangewend het, en die een onder andere was in Korintiërs waar dit sê, jy mag nie op 'n onregmatige wyse aan die tafel kom sit nie. Dit beteken nie jou sonde nie, want ons almal het nou gesien, ons skiet hand op hoor. Dan mag niemand aan die tafel sit nie. Dit was die manier hoe die Korintiërs hierdie tafel benader het, wat vir hom 'n probleem was. Hierdie tafel moet met respek benader word, want dit is 'n tafel wat Jesus Christus se kruisdood vir ons tentoonstel hier vandag. Ons vier hierso die feit dat ons eendag regverdig voor God kan staan. Hierdie tafel is baie kosbaar. As jy iets in jou hart het waarvan jy ontslae moet raak, raak ontslae nou. En kom sit aan God se tafel, dit is 'n absolute voorreg. Dit is 'n absolute voorreg om hier te kan deel in die kruisdood van Jesus Christus, en daai bloed wat vir ons gevloei het, en daai liggaam wat vir ons stukkend geslaan is, en daai bloed en liggaam wat vir ons geregtigheid bewerkstellig het. 'n Verhouding is herstel met jou Vader. Ek wonder hoeveel ouers het al in hulle leeftyd gekom waar hulle 'n probleem gehad het met hulle kinders. En dan kom jou kind eendag terug na jou toe en jou kind sê asseblief mami, papi, vergeef my. Hoe kosbaar is dit? Besef julle hoeveel meer kosbaar is hierdie? Dat ons geestelike verhouding met God geherstel is as gevolg van daai kruisdood. Ek gaan vir ons een stukkie lees en dit kom ook uit Korintiërs uit en dit sê 1 Korintiërs 10 vers 24. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir jou gebreek word. Doen dit tot my nagedagtenis. Nou wil ek gou by julle die prentjie skep. 'n Man wat sy klere van sy liggaam afgeruk word. Sy baard word uit sy gesig uitgetrek. Hy word geslaan met 'n lat tot op die punt van dood. Sy binnengewande wys buitekant. Hy dra daai kruis op sy rug. Hy gaan hang daar. En hy sê vir ons, ek gaan dit doen vir julle. Die minste wat julle kan doen is om sit op 'n eerbare wyse aan my tafel vandag tot nagedagtenis. Vers 25, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Onder Adam uit, onder Christus in. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my nagedagtenis. Julle, die Here Jesus Christus kon nie vir ons 'n kosbare ding gedoen het as dit. As dit nie vir hierdie tafel was, maar hierdie tafel vir ons beteken, was ons almal verlore vandag. Besef dit. As jy moet vergewe, vergewe. As jy moet vryspreek, spreek vry. As jy iets moet bely aan God, bely dit.
Maar asseblief kom sit aan hierdie tafel vandag en voordat jy daai broodjie eet en daai beker drink, sit vir 2 sekondes en resoneer net wat die Here Jesus Christus vir ons gedoen het, sodat ons vandag aan hierdie tafel kan sit. Dis absoluut kosbaar. Ek gaan vir ons 'n seën uitbid oor die tafel en dan sal ek vorentoe roep, ek gaan vorentoe roep, ek het nog nie daaraan gedink nie. Here, ek wil weer eens aansluit by Romeine 5 en vir sê baie dankie vir hierdie tafel. Dankie vir die kosbare kruisdood. Dankie vir die herstel. Here, dankie dat ons onsself kinders kan noem van 'n lewende God. Here, dankie dat ons hier kan sit vandag en besef dat sonder daai gebeurtenis was ons almal verlore. Here, maar ek wil ook vir U dankie sê dat dit beskikbaar is vir elke persoon wat uitreik. Elke persoon wat sy verhouding met U herstel, kan aan hierdie tafel sit vandag en besef dit wat U vir ons gedoen het. Here, mag ons altyd hierdie tafel eerbaar gebruik, mag ons altyd hierdie tafel benut soos wat U dit van ons verwag en mag hierdie tafel nooit net 'n gewoonte word of net 'n tradisie word nie, maar mag ons elke keer gaan sit en resoneer en besef hoe kosbare kruisdood was dit eintlik gewees. Here, werk asseblief in ons harte, werk in ons gedagtes, dat ons sal begin besef hoe groot is U en hoe groot is U liefde en hoe groot is U genade, maar dat ons ook sal begin besef dat ons moet werk maak daarvan om in 'n verhouding met U te staan. Here, mag ons nooit hierdie geleenthede laat verbygaan nie, mag ons nooit nie aan hierdie tafel wil sit, omdat ons nog nie reg gemaak het met U nie. Here, mag elke persoon vandag in sy hart hierdie gevoel kry van die Heilige Gees wat met hom praat. Here, en ek sê vir U dankie vir dit ook, dat ons die Heilige Gees ontvang het, om ons te versterk en te bemoedig en te dra, en soms ook aan te kla, as ons sien ons skiet bietjie tekort. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.